vooraf die volgende afkondiging. Die connectus is vandag in die blou sakkies van barmhartigheid en in die rooi sakkies instandhouding van die erediens. My oor is sleg. Die 12de aanstaande Sondag in die blou sak van barmhartigheid en in die rooi sak van instandhouding van die erediens. Die dienstweek vandag is by 5 ouderlikes aanhaalse. Hy het operasie ondergaan, maar ek sien hy is nie by ons, hy is baie dankbaar dat hy weer tussen ons aanwesig daar aanwesig is. En dan die Hakan Bos Oosthuis. Die teesting word deur groep D van Suster Cora Krasie waargeneem en daar is net na afloop van die erediens konversasie. Dinsdag die 7de Junie, 6:00 die aand in die konsistorie is daar Bybelstudie en die algemene sistersvergadering wat Woensdag die 8de sou plaasvind is uitgestel tot 'n later datum. Die Dopperkafee is die 10de en die 11de Junie by die Krematat. Ons verkoop ons bikkerreeks, rations, skyfies en vis en skyfies daar. Ons het ook hulp nodig vir die 2 dae. Kom en steun ons asseblief. Môre verjaar Bram Helberg en Dinsdag van die Kotse, Woensdag Dion Herbst en Karin Meiring. Vrydag die 10de word Gert Kloppers 80 jaar oud. Dit gaan nie baie goed met hom nie, hy is ongelukkig nie, dit was nie hier tussen ons nie. Saterdag die 11de Junie, Lynn-Marie Botha, Dooflikma, en Saterdag dieselfde dag Emmy Kloete. Ons wens hulle baie seën toe vir die jaar wat voorlê. En dan vra ons die gemeente se voorbidding vir almal wat in hierdie wintertye siek is met griep of ander probleme ondervind met hulle gesondheid. Ons het ons dra ook vir Erasmus van ons Hemelse Vader. Dis nou al lank as sy ly en ons bid haar spoedige wetenskap toe. Sy is nog steeds in die hospitaal. Dan herinner ons hier aan Christine Nel, wat swaar ly en sy longe is besig om heeltemal in te gee, hy verkeer gedurende benoudheid en Frik van der Merwe, wat ook vanweë ouderdom en swakheid baie moeilik, hy kan feitlik nie meer loop nie. Dat ons ook maar in ons gebede gedenk. Ek gaan nie in die gebed hulle name noem nie, ek noem het nou pertinent sodat u sal weet wat ons voorbidding doen. En dan gaan ons innige simpatie aan Lea Holzhausen en familie, wie se broer Koen de Bruin die afgelope week oorlede is. Dankie. Ons sing dan as introitus psalm, nou Psalm 97, die eerste en tweede vers. God heers as hoogste Heer, die aarde moet hom eer en juig, saam met die strande van afgeleë lande. Daar's wolke donkerheid rondom sy majesteit, sy rykstroon is gestig op oordeel en gerig en op geregtigheid. Vers 1 en 2 van Psalm 97. Amen.
trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here in die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 47, die eerste vers. Geloof in die Here en laat elkeen in sy hart die volgende uitspreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en aan die kruis al die angste van die hel tot die dood toe deurgemaak het. Wat op die derde dag weer opgestaan het in die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Na die afkondiging van die wet van die Here sal ons saam met Skriflyn 1, die eerste een, Skriflyn 1:1 en 2, geseën sê oor alle dinge die ewige God en Vader. Hy het in die hemel seëninge vir ons in Christus toeberei. Na die besluit het hom gebore en ewig in sy wese vas dat hy in Christus ons verkore voordat daar 'n tyd op wêreld was. En dan in die tweede vers belei ons gretigheid om gehoorsaam te wees. Met die eie wil bewoog, dat niks ons ooit weer sou vervreem om Christus wil het mededoen ons as sy kinders aangeneem, dat ons by guns so vrygegewe in hart en wandel onbevlek sou leef vir hom, in liefde lewe, wat lewe in dooie harte wek. Wat beteken dit om vir hom te leef, in liefde te lewe? Dit word in die 10 gebooie vir ons uiteengesit en dit word saamgevat deur ons Here Jesus, waarna hy die woorde aanhaal uit Deuteronomium 6. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou kragte. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die Here wet en die profete. Kom ons sing nou 'n antwoord op die wet van die Here.
Hemelse Vader, hoe graag sou ons so wil lewe, met hart en wandel onbevlek, in liefde vir U lewe. En maar U ken ons, U weet hoe ver ons tekort skiet. As ons na U ewige liefde kyk, hoe U goddelike hart vir ons gebrand het, hoe U eie seun gegee het om vir ons sonde te sterwe, hoe U ons toegerus het met die krag van die Heilige Gees, hoe U woord aan ons gegee het, sodat ons nie hoef te twyfel oor wat die wil vir ons lewe is nie. En ons kyk dan na onsself, hoe ver skiet ons tekort. Here, ons voel skaam, ons voel bedroef, wanneer ons net na onsself kyk. Maar wat 'n heerlike genade om na ons Here Jesus te kan kyk. Ons koning wat die sonde oorwin het en wat ons nuut gemaak het, sodat in ons harte die dringende begeerte is om werklik voor U te lewe in liefde, U wat lewe in dooie harte wek. Here, ons bid dat U ons sal herinner aan U liefde, sodat daardie warmte van U liefde in ons koue harte sal brand, elke dag, elke oomblik, dat dit die oorheersende faktor in ons lewe sal wees, en dat ons werklik in liefde voor U sal lewe. Ons dank U dat dit moontlik is deur ons Here Jesus Christus. Gee dat ons lewens elkeen 'n besonde, nie deur neerlag en die sonde gekenmerk mag word nie, maar deur oorwinning oor die sonde, deur liefde, deur geester vir ons koning, wat oor ons harte heers, oor die wêreld heers, oor die heelal, ons skepper, ons Here, ons verlosser. Here, ons dink met dankbaarheid aan mense in hierdie gemeente, vir ons voorbinding gedoen het, wat onder operasie was, wat geslaag het, en dat dit nou beter gaan. En ons dink aan hulle wat nog swaar kry, wat ons ook genoem het in die afkondigings. Ons bid, Here, dat U hulle nie sal verlaat nie, dat U hulle tegemoet sal kom, dat U verligting sal gee, bevryding sal gee, en dat U genesing sal gee. Ons bid dit in besonder vir Peter Erasmus, dat U vir haar volledige genesing sal gee. Ons glo in die almag, en ons bid dat U dit sal doen. Ons dank U, Here, dat ons die voorreg het om nou as U volk voor U by mekaar te kom, en U te aanbid, U lof te sing. Ons dank U vir die heerlike psalms wat U ons gegee het, en die liedere uit U Nuwe Testament, om dit te kan doen. Ons bid dat U woord nou na ons toe sal kom, in sy rykdom, en sy eenvoud, en sy krag. Nie net hier nie, maar oor die lengte en breedte van die aarde. Gee dat die woord nie leeg na U sal terugkeer nie. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ons sing nou, terwyl ons die Petrus die geleentheid gee om na die skrifbegeleiding te gaan.
Psalm 47 vers 3. Gemeente, die Here praat vandag met ons uit die boek Daniël, die 7de hoofstuk. Ons lees daarvan die hele hoofstuk. In die eerste regeringsjaar van koning Belshazzar van Babel het Daniël 'n droom gehad en visioene gesien in sy slaap. En die droom opgeskryf en inderdaad van soos volg weergegee. Hy het gesê, in my nagtelike visioen het die wind uit al 4 windstreke die groot see onstuimig laat word. 4 groot diere het uit die see opgekom en elkeen was anders as die ander. Die eerste het soos 'n leeu gelyk en hy het arendsvlerke gehad. Terwyl hy kyk en sy vlerke afgerig en sy opgelig, sodat hy op 2 voete gestaan het soos 'n mens. Die tweede dier het soos 'n beer gelyk. Het op sy agterpote gestaan en het 3 ribbebene in sy bek gehad. Daar is vir hom gesê, vreet maar, vreet soveel vleis as jy wil. En toe ek weer sien was daar nog 'n dier, een soos 'n luiper. Het op sy rug 4 vlerke gehad, soos die van 'n voël. Hy het 4 koppe gehad en aan hom is heerskappy gegee. My nagtelike visioen het voortgeduur en toe ek weer sien was daar 'n 4de dier, skrikwekkend, vreesaanjagend en baie sterk. Hy het groot estertande gehad en alles wat voorkom het hy verslind en vermorsel en wat oorgebly het met sy pote vertrap. Hy was anders as die vorige diere en 'n 10 horings gehad. Terwyl ek stik na die horings kyk en daar 'n klein horingkie tussen hulle uitgekom en 3 van die ander is uitgeruk om vir hom plek te maak. Hierdie horing het mensoë gehad en 'n mond wat allerlei verwaande dinge kwyt geraak het. Terwyl ek kyk is daar trone reg gesit, en hy wat ewig lewe het op sy troon gaan sit. Sy klere was wit soos sneeu, sy hare soos skoon wol, sy troon was van 4 vlamme met wiele van vuur. Vuur het in die troon gestroom en verder gevloei. Duisende der duisende het hom gedien, miljoene het daarvoor hom kom staan. Die hofsitting het begin en die boeke met die aanklagte is opgemaak. Terwyl ek kyk is die een dier oor die verwaande gepraat van die horingkie doodgemaak en hy sy liggaam vernietig deur dit in die vuur te gooi. Ook die ander diere se heerskappy is van hulle weggeneem, maar hulle lewens is nog 'n tyd lank gespaar. My nagtelike visioen het voortgeduur, daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos 'n menslike wese. Hy het na hom toe gegaan wat ewig lewe en is voor hom gebring. Aan die menslike wese is die heerskappy en eer en koningskap gegee, sodat alle volke, nasies en taalgroepe hom sou dien. Dis ons teksgedeelte hierdie. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, dit sal nie tot niet gaan nie, sy koningskap sal nie ophou. Ek, Daniël, het beangst geraak hieroor. Die visioen wat ek gesien het my laat skrik. Ek het in een van die dae gestaan en gegaan en hom gevra wat dit alles beteken. Hy het toe vir my soos volk uitgelê. Die 4 groot diere staan vir 4 koninkryke wat op die aarde sal ontstaan.
heiliges van die Allerhoogste sal die koninklike heerskappy ontvang en dit vir altyd besit. Hugo weet waarvoor die 4de dag dier staan, want anders was al die ander buitengewoon skrikwekkend met ystertande en bronskloue, wat al wat voorkom verslind en vermorsel het, en wat met sy pote vertrap het wat oorgebly het. Ek wil ook weet wat die 10 horings op sy kop beteken, en waarvoor die ander een staan wat uitgekom het nadat daar 3 uitgeruk is. Die horing wat groter geword het as die ander, en wat oë gehad het en 'n mond wat allerlei verbane dinge kwyt geraak het. Terwyl ek kyk, het daardie horing begin oorlog maak teen die wat aan God behoort het. Die horing het oorweldig, dood hy wat ewig lewe gekom en uitspraak gelewer ten gunste van die heiliges van die Allerhoogste. Die tyd het aangebreek dat die heiliges van God die koninklike heerskappy sou ontvang. Dit is vir my soos volg verklaar. Die 4de dier is 'n 4de koninkryk wat op die aarde sal ontstaan en wat anders sal wees as al die ander koninkryke. Hy sal die hele wêreld instortend verwoes en vertrap. Wat die 10 horings betref, en daardie koninkryk sal 10 konings een na die ander regeer. En na hulle sal ek kom wat heeltemal anders wees as die voriges. En hy sal 3 konings onderwerp. Hy sal teen die Allerhoogste laster en die heiliges van die Allerhoogste vervolg. Hy sal probeer om die godsdienstige feeste en wette te verander en die heiliges van die Allerhoogste sal aan sy mag oorgegee word vir die hele vasgestelde tyd. Dan sal die hof sit en sal daardie konings heerskappy van hom af weggevat en vir goed vernietig en beëindig word. Heerskappy en mag en grootheid van al die koninkryke op aarde sal gegee word aan die heilige volk van die Allerhoogste. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die regerders sal hom dien en hom gehoorsaam wees. Hier eindig my vertelling. Ek, Daniel, het baie geskrik toe ek hieroor dink. Dit het my baie ontstel, maar ek het alles vir myself gehou, voordat dat nie my opgeteken is. Ons nou kan luister na wat die Here hier vir ons wil openbaar. Geliefde broeder en suster, verlang jy na die wederkoms van Christus? As jy moes kies of hy nou moes kom, nou, of vir 100 jaar, wat sou jou keuse wees? Sou jy sê, wag nog 'n bietjie, Here, ek is nog nie gelukkig nie. Sou jy reaksie wees blydskap, of dit sou wees skrik in die gedagte, maar ek is nog nie geleef. Verwag jy hom hoegenaamd? Lewe jy soos iemand wat met sy wederkoms rekening hou? Soos iemand wat 'n koning het wat enige tyd kan opdaag en wat jy met vreugde tegemoet sal aangaan. Ek wonder wat ons koning sien wanneer hy van sy hemelse troon af in ons harte kyk, want hy sien alles in ons harte. Sal hy sy kerk sien as 'n bruid wat met verlange uitsien na die weersien met haar bruidegom? Dis soos dit hoort nie waar nie. Dis soos dit sal wees as opregtig liefhet, as hy die belangrikste faktor in ons lewe is. Ons bely die katekismes, want dit is die katekismes gedeelte wat ons hier behandel. Ons sien met gespanne afwagting na sy wederkoms. Of sien hy 'n kerk wat net so min met hom rekening hou, met sy wederkoms rekening hou as die goddelose wêreld. Wat nie meer 'n kerk wat nie meer sy roeping in die wêreld verstaan nie, wat doodtevrede is om vreedsaam in die goddelose wêreld saam te leef. Solank ons die goeie dinge van hierdie wêreld kan geniet. Wat vergeet het dat hierdie wêreld vir die oordeel bestem is, dat hierdie wêreld opnuut gaan en dat ons nog 'n koning het wat kom en dat die kerk op aarde is
dat ek en jy op aarde is nie om vir onsself te leef nie, maar vir ons koning te leef. Leef jy vir jouself of leef jy vir die Here? En ek vraag die vraag maar aan myself ook. En vergeet ons dat hierdie wêreld vir die oordeel bestem is. Sou ons so min belang gestel het in die verkondiging van sy verlossing aan ons verlore volksgenote en aan die volke van die wêreld, as ons werklik geweet het dat ons koning dit van ons verwag en dat dit moet gebeur voordat hy terugkom. As ons werklik met hom en met sy koninkryk en sy koms rekening hou, sou ons so moeg gemaak het oor nietige dinge wat verbygaan op hierdie aarde en so daaroor beklei het, as ons daarmee rekening hou dat hierdie dinge tog maar verbygaan, tydelik. 'n digter het in 'n aangrypende Nederlandse gediggie het hy hierdie gesindheid soos volg uitgedruk. Kom haastig, Jesus, by die predikant. Ja, amen, sê die boer, maar na die oes, want ek het nou vanjaar vir die eerste keer so 'n pragtige avokado oes en die pryse is so goed, dat ek net die oes insamel en dan gaan die kom. Ja, amen, sê mevrou. Maar ek het hierdie pragtige palpelsjas gekry en ek het nog nie kans gehad om dit aan te trek nie. En ek het eintlik gedoen vir die kooruitvoering waar ek sing, waar ons gaan sing van die Here Jesus wat kom, dat dit net eers verbykom, dan kan hy maar kom. Ja, amen, sê die kind, kom haastig. Moenie nou al nie, ons gaan die vakansie nog strand toe en ek wil dit dan eers belewe. Maar daarna, as die skool begin, dan gaan hy kom. Kom jy haastig, Jesus, by die predikant, maar ek het so 'n mooi preek gemaak oor die nuwe aarde, en ek wil dit net, gaan daai preek nog preek, voordat hy kom. As ek klaar daai preek gepreek het, oor die Here wat kom, kan hy maar kom. Hierdie visioen van Daniël is 'n wekroep om ons wakker te maak, en vir ons te sê, uit die mond van God, word wakker, ek kom, en julle gaan saam met my regeer. Dis wat ons hier in Daniël gelees het. Julle gaan op die troon saam met die Here Jesus sit. Maar eers moet julle ly. En alle volke moet hierdie boodskap hoor. Dis baie duidelik. Ek meer as een ding. Selfs in die tyd van die Ou Testament was hierdie boodskap al vir die eeue voor die koms van die Here Jesus, was hierdie boodskap al vir al die volke bedoel. Want is interessant, die boek Daniël is tot hoofstuk 6 in Hebreëus geskryf, die taal van die Hebreëse volk. Maar hoofstuk 7, die gedeelte wat hier in Aramees geskryf. Dis die omgangstaal van die oostelike deel van die Romeinse Ryk. Van die oostelike deel van die Ryk. Selfs in die tyd van Nebukadneser al. Dis in Aramees geskryf, want al die volke moet dit hoor, dis vir die wêreld bedoel. Dis nie net vir die Jode bedoel nie. Dis soos iemand moet 'n boek skryf in Afrikaans, 'n profesie skryf in Afrikaans, en dan skielik in die middel slaan hy oor na Engels, en is daar 'n paar hoofstukke in Engels, en dan slaan hy weer oor na Afrikaans. Dis is 'n bietjie onverwags, nie waar nie, maar dit het 'n doel, dis vir die hele wêreld bedoel. Daniël sien hier die 4 winde van die hemel, wat deur God gestuur word en daardie winde roer die groot see, dis die volkere wêreld in die beeldspraak van die Bybel. En dan sien hy die monsters wat Israel van ouds af al met die see verbind het, die seemonsters wat uit die
branders opkom aan die strand toe. Die eerste dier het soos 'n leeu gelyk met die vlerke van 'n arend. Nou ja, deur die eeue is die leeu verbind met koninklike krag en mag. Hy verdeeld Nebukadnezar, die bouwer van die Babel. Hy was 'n magtige bouwer. Ons lees dat in die boek Daniël, vroeër in die boek Daniël, dat hy rondgeloop het. Hy was eintlik 'n bouwer eerder as 'n veldheer gewees. En tot vandag toe praat die mense nog van een van die wonders van die ou wêreld, die hangende tuine van Babel, van Babylon. En ons lees dat hy op die mure rondgeloop het en gesê, is dit nie die magtige Babel wat ek gebou het. Maar eintlik was hy nog maar in die oë van die Here soos 'n dier. Hy word van sy troon afgestoot en hy kruip rond op sy 4 hande en voete en hy vreet gras soos 'n dier totdat hy erken dat die Here God is. En dan staan hy op sy voete en dan eers word hy 'n mens. 'n Mens wat is bedoel om 'n kind van God te wees, nie om 'n dier te wees nie. Maar 'n mens moet eers wedergebore word, 'n mens moet eers uit God gebore word, om regtig mens te word, anders is hy maar nie anders soos 'n dier nie, miskien selfs erger as 'n dier. Ek moet uit God gebore word om werklik mens te word. Oor die ander 3 diere is daar verskil van mening onder skrifgedeeltes. Die mees algemene verklaring van gelowiges skrifkenners is dat die volgende dier wat hier gewys word, die beer, is die ryk van die Mede en die Perse. Magtige ryk wat destyds ook oor die hele bekende wêreld, en dit is eintlik maar Oos-Europa en voor Asië regeer. En die beer het 3 ribbes in sy bek. Daar is verskillende verklaringe oor die 3 ribbes. Sommige verklaar, dit is die 3 koninkryke van Babel en Lidië en Egipte, wat deur die Persiese ryk verslind is. Ander verklaar dit wys hoe vraatsugtig hy is. Een is nie genoeg nie, hy moet sommer 3 ribbes tegelyk gee. Albei verklaarders maak sin en miskien is die bedoeling dat albei reg is. Maar in elk geval, hierdie ryk bereik nie die vorslike heerlikheid van die ryk van die Nebukadnezar nie. Hy is nie 'n leeu nie, hy is 'n beer. En op die ou end gaan hy nie op sy 2 voete staan en word nie 'n menslike hart gegee nie. Hy word nie op die ou end bewuslik voor God op sy knieë gedoen, hy word vernietig. Die derde dier, die luiperd, moet die koninkryk van Alexander die Grote wees, want hy het 4 vlerke. Dit beteken ook die geweldige snelheid. Alexander die Grote, die opvolger van die Griekse ryk, wat in die noorde van Griekenland en Macedonië regeer het, was een van die mees beroemde wêreldveroveraars. Hy het in ommesientjie en as 'n jong koning die hele destydse wêreld verower tot op die grens van Indië. En daar word vertel dat hy gestaan in 'n heiligdom, dat daar nie meer wêrelde was om te verower. So het hy met arendsvlerke oor die wêreld gevlieg. Maar sy ryk is vervang deur die 4de ryk. Die van die 4de dier. Ons lees hier in vers 7. My nagtelike versoen het voortgeduur,
En toe ek weer sien, was daar 'n vierde dier, skrikwekkend, vreesaanjaend en baie sterk. Hy het groot eystertande gehad en alles wat voorkom verslind en vermorsel en wat oorgebly het met sy pote vertrap. Hy was anders as die vorige diere in 'n 10 horings gehad. Hy was anders, lees ons. Die vorige koninkryke het baie mag gehad, maar die duur van die heerskappy was beperk. Daar was gedurig opstaan, en sodra die een koning sterf, het die onderdrukte volke van die kaas gebruik gemaak om die onrus wat daar is uit te byt en in rebellie te kom. Met elke koning wat gesterf het van die groot ryk, was daar 'n ontploffing van rebellies oor die wêreld, en dit koninkryk was jare geneem om die rebellies te onderdruk. En hierdie vierde dier was anders, die eysterpote, die eystertande. Die Romeinse ryk het seker vir ongeveer 6-7 eeue lank die wêreld al meer en meer regeer, en daar was nie 'n hoop vir die onderdruktes, Jode, Grieke en wie ook al, om in opstand te kom. Hulle was te magtig. Totdat sy ryk vervang is deur ander ryke wat gekom het, wat gevolg het, maar nie een ryk na hom tot vandag toe, selfs nie die Britse ryk het so groot deel van die bekende wêreld, ek praat nie van die ver wêreld, maar die bekende wêreld van daardie tyd, so groot deel vir so lank oorheers nie, vir eeue lank. Die ryk was oorgestel met die bene van eyster. Die Romeinse ryk was 'n eysterryk. Die ryk waar tydens ons Here Jesus ook in Palestina gebore is. Die 10 horings dui aan op die volheid van mag, maar die aandag word verder toegespits op die klein horingkie. Na die Romeinse ryk was er nog nooit meer 'n ryk wat so die wêreld onder beheer gehad het, totdat hierdie klein horingkie kom. Deur die eeue wat daarna gekom het, na die val van die Romeinse ryk. En dis die ryk van die Antikris, wat nog in die toekoms sal hê. Hy sal weer mag hê, wat so omvattend sal wees, dit lees ons ook in die boek Openbaring, meer omvattend as die Romeinse ryk. Maar hierdie laaste koninkryk, wat na hom kom, die koninkryk wat alles sal vervang, en daarop wil die Here hê, moet ons aandag toespits. Dit is die doel van Daniël. Die laaste koninkryk is die van God en van sy gesalfde Christus, die seun van die mens. Ons lees dat iemand soos die seun van die mens, 'n menslike wese, ons Here Jesus het toe hy gekom het, hy homself genoem, die seun van die mens, dieselfde woord wat hier gebruik word. Toe hy gekom het hy opgevat as sy Vader, daar staan hier in Daniël, honderde jare voor die koms van ons Here Jesus. Hy het op die wolke aangesweef gekom, en hy tot by die hom gekom wat ewig lewe, en hy het van hom koningskap ontvang. En dit is wat God aan ons openbaar, en dit is die speerpunt van die boodskap van hierdie gedeelte. Sy koninkryk kom. Dis waarvan ons bid gedurig nie waar nie. Sy koninkryk kom, maar daar word ook aan ons openbaar oor wat vooraf gaan en wat ons houding in al hierdie omwentelings moet wees. Die eerste ding wat ons tref, as ons hierdie beskrywing van die diere, die verskillende diere lees, is die indrukwekkende magsvertoon van hierdie diere.
Dit is een van die mees opvallende eienskappe van die wêreldmagte. Hierdie magsvertoon, parades met honderde duisende marserende voete en trompet gesketter om mense te beïndruk met die mag van hierdie magte. Vorslike paleise, die een probeer die ander oortref in weelde. Nog iets wat 'n mens tref van hierdie diere is die onweerstaanbare geweld waarmee hulle optree. Die pynhope van honderde stede en volke daar agter hulle. Net die Afrikaner volk wat na die Tweede Vryheidsoorlog platgeslaan het, was met 30.000 huise wat afgebrand is. Ook die heilige stad Jerusalem en ook die tempel van die Here word in die ryk van die Antichrist verbrand. Wat is die volkie van God op vir hulle? Vir hierdie wêreldmagte, jou paar gelowiges. Wat is die lewewerk van die Joodse slaaf wat vasgeketting in die Romeinse galeie moet roei, jaar in jaar uit, vasgebind op sy sitplek? Die Joodse slaaf wat vasgeketting in die handmeel moet maal. Wat dink hulle nog, en wie dink nog aan die Christensendeling wat vermoor word, en die Christengelowige wat in die kommunistiese tronke, en vandag nog in Eritrea en in Noord-Korea, in die tronk lê en wegteer. Wie weet van hom, wie gee nog vir hom om? As jy aan Jesus Christus behoort, moenie verbaas wees as die magsblinde wêreld jou nie raak sien en op jou neersien. Arme ou Christentjie. Verwag dit, moenie verbaas wees nie, verwag dit. Tog, die Bybel leer ons, en dat ons maar in gedagte hou, dat al hierdie magte gelyk aan maar net diere is. Hulle dink hulle is boomenslik, hulle is supermenslik. Die Here leer ons hier, hulle is submenslik, hulle is ondermenslik, hulle is onmenslik. Hulle het nog nie eers die vlak van die menslike bereik nie. As jy uitgaan van hulle eie evolutionistiese standpunt, so jy sê, hulle is die reptiele wat nou net uit die morasse kruip. Hulle het nog nie die menslike punt bereik nie. Jy is nie werklik 'n mens, net deur geboorte as 'n mens nie. Jy word 'n werklike mens. En ek wil dit geweldig benadruk, want dis die nader, jy word 'n werklike mens deur wedergeboorte te word, deur uit God gebore te word, dan word jy werklik mens. Die Here het jou geskaap, nie net om te lewe nie, maar om te lewe as sy kind. Maar ondanks die dierlike karakter en die mag vertoon van die magsmisbruik van hierdie diere, leer die Here ons, dit is hy wat hierdie dinge wat gebeur. Daniël sien die 4 winde van die hemel. Dit is die magte wat in God se hande lê, wat die groot see in beroering bring. En dan, wanneer God se mag hom in die wêreld openbaar, in die volkere wêreld, dan gebeur die dinge. Ons lees in Openbaring dat die lam wat geslag is, die seels verbreek, een vir een. En dan speel die geskiedenis hom af, soos wat die verheerlikte Here Jesus, die seun van die mens, dit beskik deur die seels te verbreek. En daarom kan die Here ook, want die Here is 'n beheer. En daarom kan hy ook aan ons bekend maak
wat vooraf gebeur, want hy beskik dit vooraf. Hy weet nou, hy's bo die tyd gereël, hy's bo tydelik, hy's buite die tyd. En daarom is die hede in die toekoms en die verlede vir hom een ding. En daarom kan hy vir ons bekend maak. Die volkere verbeel hulle, dis hulle wat die planne maak, dis hulle wat beskik. Hulle erken en ken God nie is hulle beplanning. Die planne wat hulle het en die strategie wat hulle uitwerk, dink hulle het in hulle brein uitgebroei, word in hulle raadsale uitgewerk. Nee, sê God vir Daniël. Nie een tree gee hulle, nie een besluit word geneem, nie een brief word deur 'n amptenaar geskryf, nie een wet word gepromulgeer, nie een amptenaar word bevorder of ontslaan nie, nie 'n mossie val op die grond nie, nie is 'n haar van my kop af nie. As God dit nie so beskik nie. Hy is 'n beheer, hy is volkome in beheer. En nou bring dit die vraag na elkeen van ons, hoe maak jy jou planne? Hoe beplan jy jou lewe? Lewe jy in die bewustheid dat God regeer? Moet ek weer vir jou lees van die Heilige Katekismes, wat ons daar belei oor die voorsienigheid van God, wat alles beheer, in so 'n mate dat nie een haar van my kop sal afval, buite sy wil nie, en dat alles wat gebeur, tot my beswil moet bly. Niks kan sonder sy wil roer of beweeg, is die woorde van die Katekismes. Die derde plek oor die diere, openbaar God hier aan ons, dat die seun van die mens, koning van die hele aarde is. Kom ons lees vers 13 en vers 14 weer vir u. My nagtelike visioen het voortgeduur, daar het die wolke iemand aangekom, iemand soos 'n menslike wese, die seun van die mens, word ook vertaal. Aan die menslike wese is die heerskappy en eer en koningskap gegee, sodat al die volke, nasies en taalgroepe hom sal dien. Sy heerskappy is die ewige heerskappy. Dit sal nie tot niks gaan nie. Sy koningskap sal nie ophou nie. Al hierdie wêreldmagte se koningskappe tot 'n einde gekom, maar sy koningskap bly vir altyd. Hierdie profesie is reeds vervul. Ons kan maar aanvaar dat dit reeds vervul is. 2000 jaar gelede, toe Jesus Christus opgevaar het na die hemel en aan die regterkant van die Vader gaan sit het. Dit was die troonbestuiging. Dit is reeds vervul, hy is nou koning, hy heers nou. Hy sê reeds by sy hemelvaart, sê hy vir sy disippels, alle mag in die hemel, alle gesag in die hemel en op aarde, is aan my gegee. Ek het dit nou. Ek is julle koning. Ek regeer. Ek beskik. Toe hy die disippels uitgestuur om sy koningskap te gaan verkondig. Dit is nog nie openbaar nie. Dit is nog verborge. Ons moet nog in die geloof aanvaar. Jy sal die waarheid daarvan belewe as jy die geloof aanvaar. Die wêreld kan belewe, die wêreld dink nog die wêreldmagte is in beheer. Is nog vir die wêreld verborge. Is verborge, maar is waar. Jesus regeer en hy sal regeer tot in ewigheid. As jy dit gegee sal word om vanaf die troon van die Jesus na die wêreld te kyk. Jy kan dit doen, hy wys dit hier vir jou. Hy sê hier en dan, kyk saam met my, kyk, as het ware met God se oë na die wêreld ryke, dan sal jy sien, hierdie magtige wêreldryke is eintlik maar verskrikte diere, verskrikte diertjies, wat soos hase en kweevoëls opgejaag word deur die jagter wat aan die kom is.
hulle die voetstappe van die komende koning gehoor. En dan wil ek vir jou plek in die naam van die Here, moet jou nie deur hulle grootheid laat verblind nie. Johannes het geskrywe, Johannes, die disipel van ons Here Jesus, die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met al sy begeertes gaan verby, maar die wat die wil van God doen, bly ewig lewe. Jy moet nie jou die grootheid van hierdie wêreld laat verblind nie. Kyk na die wêreld met die oë wat die Here Jesus aan jou gee, met sy oë, dan sal jy sien hoe verganklik die wêreld is. Vergelyk met die ewigheid, vergeleke met die ewige heerlikheid, vergeleke met ons ewige erfenis, is dit nietig, absoluut nietig. Hier kom nog iets groots by. En dit is iets wat elkeen van ons persoonlik aangaan. Ons lees in vers 27, die heerskappy en mag en grootheid van al die koninkryke op aarde sal gegee word aan die heilige volk van die Allerhoogste. Sy koninkryk is die ewige koninkryk en alle regerders wat hom dien en hom gehoorsaam wees. Dit is jou bestemming as kind van God, om ewig saam met die Here Jesus te heers. Jy sal, omdat jou wil een is met sy wil, sal jy saam met hom regeer. Wanneer die koninkryk van Jesus in sy volheid aanbreek, dan sy volk, sy uitverkorenes, sy verlostes, saam met hom op die troon sit, om oor die nuwe wêreld te heers. Wat groot is, word dan klein. Wat klein is in geloof, word dan groot, word ewig. Wanneer die beer, die leeu en die luiper, en sy vlerke lang al op stof vergaan en vergeet is, dan sit daar die Jood wat deur Antiochus Epiphanes doodgemaak is, en die moeder in Noord-Korea wat haar eie oë se horingvlies verkoop het, om met die geld haar seun in die geheim na Suid-Korea te kan stuur om opgeleid te word as 'n evangelis. En die lidmaat wat bly vashou aan die belofte van die Here Jesus dat hy weer kom, al preek sy ongelowige predikant vir hom dat daar nie so iets as 'n wederkoms is nie. En met die diaken wat liefde bewys in die naam van die Here Jesus, alles is net een glas koue water. En Johannes Hoes wat aan die brandpaal van Christus sterwe, en die lidmaat wat uittrek met die evangelie wat van die voordeur af weggevloek word, hulle heers dan in ewigheid op die nuwe verloste aarde. Dit is nie wat hulle gesoek het. Ek glo nie as jy die Here lief het en jy stel jouself in diens van die Here, dat jy ooit dink aan die beloning. Jy dink nie die beloning, jy dink aan wat hy vir jou gedoen het. Jy word aangegryp, jy word gemotiveer deur liefde vir hom. Hoe sal ek hom nie lief hê nie? Die beloning is iets wat jy laat ontvang, veel meer as wat jy ooit gehoop het of waaraan jy gedink het. Dis nie wat hulle gesoek het. Om hom te dien, is hulle voorreg. Om hom te besit was hulle rykdom. Hulle is deur liefde en dankbaarheid gedrewe. En as hulle hom sien opvaar, ten slotte dan, as hulle hom sien opvaar na die Vadertroon, dan sê hulle trots en dankbaar, daar gaan ons koning. Ons koning. Soos die ou Simeon in die tempel gesê het, toe die kindjie Jesus sy hande hou, nou Here, kan U maar die diens net in vrede laat gaan. Ek het Jesus gesien. En dan hoor hulle verbaasde ore die woorde, kom sit saam met my op die troon.
deel in my heerlikheid. Kom heers saam met my oor die verheerlikte aarde, kom heers saam met my oor die nuwe skepping. Maar jy kan dit nie deuragtig word, en terselfdertyd jou laat verblind deur die glans van hierdie wêreld. Dit moet vir jou en enigeen het hierdie gedeelte duidelik word. Daardie dinge moet vir jou minder belangrik word. Wat bepaal jou lewe, geliefde broeder en suster? Wat is vir jou belangrik? Die grootsheid of die eer van die wêreld of dat Jesus alleen jou koning is? Niemand kan werklik as Christen leef sonder om hierdie visioen altyd voor oë te hê nie. En sy lewe daardeel te laat bepaal nie. Christus is koning. My koning kom, my koning kom. Amen. Ons sing nou vervolgens terug by van 1-2, vers 1 tot 3. Skryf 1-2, vers 1 tot 3. Prys hom die hemel, vors op sy verhewe troon, loof hom aan wie die wêreld oor hulle hulde steeds betoon. Aan hom die skepper heers hy, kom toe die eer en mag, sy woord het alles voortgebring, roem ewig sy naam, sy gesag. Vers 1 tot 3. Uit u kom alles. Deur u het alles tot stand gebring. Tot u moet alles lei, tot u heerlikheid moet alles lei. Gee dat ook ons lewe tot u heerlikheid sal wees, Here. Dit is die diepste begeerte van ons harte. Skenk ons dit om Jesus wil. Amen.
weer. En slotte, skrifgedeelte 2, gedeelte 3, vers 3, 2, vers 1. Toe die hoë lug gegeef en engele stemme het neergesweef. Nou is die koninkryke weer die eiendom van ons Here en van sy ryk gesalfde, want die wêreld in sy vleis opvat. Hy sal beslis as nou die stryd as koning wees in ewigheid. God wat alles genade gee en wat jou geroep het om in Jesus Christus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal jou nadat jy 'n kort tydjie gelei het self weer opdrug en jou moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen.